Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. My holy, holy, holy. I want to see you. Amen, halleluja. Voor de 6 maanden, dank je. Het is altijd lekker om samen met de bediening. Het is zo lekker nieuw.
Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou gesels rondom 'n gedagte wat ek dink baie van ons na dink. Het jy ooit gevoel in jou lewe, jy het gefaal, jy het misluk? En terwyl ek vanmiddag hier aan lê en dink, toe begin die Here met my te praat, want jy sien, ek het 'n storie gelees eendag van 'n ou wat 'n briljante violist was, iemand wat verskriklik mooi kan viool speel, en hy was die lead gewees in 'n play. En terwyl hy besig is om hierdie viool te speel, toe is die mense vervoering oor wat hy doen. En toe die musiekstuk klaar is, te spring al die mense op hulle voete, en hulle staan en hulle juig hom toe, en hierdie ou gaan sit op sy knieë, en hy begin te huil. En die oomblik, toe hy begin huil, toe stap een van die ouens na hom toe, en hy sê vir hom, hey, hoekom huil jy? Jy het ons so goed gedoen, almal is op hulle voete, almal cheer vir jou, en almal moedig jou aan. En hy kyk op, hy sê nie almal nie. Hy sê, sien jy daar die man wat in die voorste ry sit, heel links, wat nie opgestaan het nie. Hy sê, ja, maar dis een ou. Hy sê, maar dis my leermeester. Hy sê, en as hy nie tevrede is nie, is ek nie tevrede nie. En dadelik het ek my laat begin dink, ek wonder, as ons na God kyk, of God tevrede gaan wees met ons. Ek wil die skrif saam lees op Psalm 51 vers 10, wat hier die woorde sê, hy sê, laat my vreugde, 51 vers 10, ja, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig en my juig wat u verbrysel het. En toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom het so in my hart op, want hier sit 'n man wat voel, hy het misluk. Kom ons bid saam. Vader, wat wonderlike voorreg om vandag in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor u. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat binne in my is, dat u vanaand my sal vat en my sal leer en sal lei, is my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ek dank u daarvoor. Vers 12 sê, skep in my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. En ek eer u daarvoor. Amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou praat oor ek het gefaal. Het jy al gevoel in jou lewe, jy het misluk? Jy het gefaal. You failed. En dadelik kom het by my op dat baie keer wanneer ek voel ek het gefaal of ek het misluk, is die ou wat die hartstop my is. Ek self. Ek is die ou wat baie keer met myself beklei, met myself redeneer en sê, ek verstaan nie hoekom jy misluk het nie, ek verstaan nie wat het hier gebeur nie, of hoekom het ek gefaal. Jy sien ons Spreuke sê, dink is Spreuke 24 wat sê, hy sê, al struikel die regverdige dan soveel maal, elke keer help die Here hom op. En dadelik toe kom het by my op, dat baie keer, wanneer ons gefaal het, moet ons die verantwoordelikheid vat vir dit waarin ek gefaal het, maar ek moet ook uit kan beweeg, uit dit uit wat my vasthou. Jy sien, ek het hier aan gaan sit en dink, want dit het my dadelik gedink, as ek vandag op 'n sekere plek in my lewe kom, en ek voel ek het gefaal, of ek het misluk, is ek geneig om myself baie keer te kruisig daaroor. Baie keer te sê, jy kan beter doen as dit. Of jy het nie hard genoeg probeer nie. Of jy het dalk dinge laat verbygaan, wat nie moes verbygaan, en jy het stil gebly oor goed, wat jy nie oor stil moes bly. En dadelik toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom het in my hart op, want ek het
haar swanger gemaak het, en ek het gaan kyk na al hierdie dinge, maar nog steeds het God vir Dawid opgerig en hom verryk. En daarom kom het in my binneste op, ek wonder hoeveel van ons besef, dat as ek gefaal het, beteken dit nie, dis my laaste hoofstuk nie, dit beteken eintlik maar net, dat ek is beter, dat God is besig om my toe te rus vir dit wat voor my. En terwyl ek daarom dink, toe sê die Here vir my, ek wil hê jy moet verstaan, jou verlede roep hard na jou, maar die bloed van Jesus Christus roep harder. Hy wil jou vat en jou vrymaak en jou losmaak en hy wil jou 'n nuwe lewe gee. En daarmee begin ek daarom te dink, want ek moes gaan kyk na Dawid. Dawid op 'n stadium het hy die volk getel en God het gesê, nu die volk tel. En die oomblik toe dit gebeur, dat hy die volk tel, toe sê God, hy gaan hom straf. En dadelik kom Dawid en hy sê hierdie woorde, hy sê, Here, ek weet ek het gefouteer, en ek weet u moet my straf, maar as u my straf, wees my genadig, o God, straf my met mate. Jy sien, ek moet vanaand verstaan, as dit 'n mens is, wat my oordeel, is daar vir my nie genade nie. As dit 'n mens is, wat vanaand probeer, om my lewe aan te spreek, is daar vir my geen genade nie. Maar as God vanaand inkom, en God gryp in my omstandighede, of dit waarmee ek besig is, kan ek vanaand vir jou sê, ek staan nie onder dit, wat 'n mens vanaand in my lewe probeer doen nie, maar ek staan onder die genade van die lewende God, want baie van ons verstaan nie, dis normaal om partykeer te val, dis partykeer normaal, dis 'n deel van ons lewe, om partykeer te misluk. Ek het eendag so 'n prentjie gemaak, wat iemand het my gevra, hoe lyk sukses? Beteken dit, sukses is iets, wat altyd, in 'n reguit lyn loop, te sê, nee, daar's 1000 keer dat ek geval het, maar ek het elke keer opgestaan, en weer begin. Kan ek dit maar vanaand vir jou sê, een van ons grootste probleme is baie mense val om te bly nee. Baie mense val, en dan sê hulle, ag, ek weet nie, ek dink my sonde is te groot, ek glo nie God kan my vergewe nie, ek glo nie God wil my, ek wil die omstandighede uithaal nie, ek wil weer vanaand sê, sy bloed roep harder as jou verlede, wanneer jy daarna kyk en jy vanaand besef, ek is nie vrygekoop deur mense, of deur kragte, of deur enigiets nie, ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus, en dit is dit, wat vanaand my vat, na genade toe. Jy sien, baie keer in ons lewens, wanneer ons in sekere situasies inkom, wanneer ons voel, is verby. Het jy al so gevoel, as jy gefaal het, dat jy voel, ek gaan nooit hier uitkom nie. Ek het al baie keer as ek misluk het, dan gaan sit ek en sê, Here, ek verstaan nie altyd hoekom ek misluk nie, maar ek weet hier is nie die einde van my verhaal nie. En wie wat kom telke maal in my gedagtes op, nou moet nie net daar sit nie, staan op. Jy sien, want baie keer, ek het vanmiddag of vanoggend was hier 'n seentjie gewees, wat gespeel het en hy het sy tieg opgeval. En is nog vir my so oulik gewees, hy krippel geloop, verskriklik krippel geloop, met die ou tieg, wat so gaaitjie of so streepie, so snytjie in het. En ons vat hom hier na die huis toe, en ons plak 'n pleister op. En toe hy daar omkom, toe ek hy nie niks. Jy sien, want dit wat hom seer gemaak het, was toegeplak. Dit het hom sy mental state seer gehad het, was verberg gewees. En daarmee toe jy dan begin dink, te sê, Here, ek wil vanaand soos Dawid bid, verberg dit,
wat my seer maak, verberg die dinge waarmee ek moet gaan. Ons verstaan nie altyd nie, maar Dawid het baie keer opgetree as gevolg van die feit dat hy deur pyn moes werk. Pastor, hoe kan jy so sê, is baie maklik. Dawid moes huis toe gaan na 'n vrou toe wat hom haat. Pastor, hoe kan jy so sê? Die Bybel sê so. Die Bybel sê dat Saul se dogter met wie hy getrou het, as gevolg van die feit dat hy vir Goliat verslaan het oor hom afgekyk van die paleis af en gesien hoe hy voor die ark dans en sy het hom in haar hart verag. En baie keer is dit as gevolg van hoe mense my behandel, dat ek voel ek het misluk. Is nog ontstaan soos jy misluk op 'n sekere veld of 'n sekere plek in jou lewe, is mense geneig om jou uit te druk. Dan sê hulle vir jou, jy's nou goed, jy's rubbish, jy gaan dit nie maak nie. Kan ek vanaand vir jou sê, mense kan jou veroordeel, mense kan jou uitdruk, mense kan vanaand in jou opstaan, maar een ding weet ek vanaand verseker, sy bloed maak slawe vry. Sy bloed reinig my van al my sondes en al my ongeregtighede, en daarom kan ek vanaand daarop aanspraak maak dat ek is 'n kind van 'n lewendige God. Kan ek vanaand vir jou sê, om 'n kind van God te wees, behaag God nie. Het julle dit geweet? Hebreërs 11 sê, slegs geloof kan God behaag. Dis nie vandag hoe ek optree, of wat ek doen, of wat ek probeer nie, maar dis die geloof wat binne my hart is, wat vandag maak, dat God 'n behaag het in my. Wat beteken dit? As God vanaand 'n behaag in my het, wat beteken dit? Hoe kan ek maak dat God vanaand 'n behaag in my het? Kan ek vandag vir jou sê, glo, ongeag of jy hom sien of nie sien nie. Glo in God se uitkoms, al voel dit vir jou, daar's geen uitkoms nie. Glo in God se krag, al voel jy pap en mat en moedeloos. Glo in God, dan kan ek jou waarborg, hy het 'n behaag in jou. Ek het nou dag met iemand gepraat. Ons het so route geloop, so stuk geloop. Toe gly hy en hy val voor my. My reaksie was dadelik om die persoon te vat en hom op te help, want ek is bang hy het seer gekry. En dadelik sê die persoon vir my so skaam en verleer, weet jy, dis rubbish skoene wat ek aan het. En die oomblik toe hy dit sê, toe lag ek. Want 'n paar meter vorentoe, toe ons weer op klippe kom met so 'n bietjie los is, toe lê die man weer. En dadelik sê ek, dink ek moet hierdie skoene uittrek en van my hand weggooi, want dit is besig om te maak dat ek val. En dadelik kom het by my op. Ek wonder hoeveel van ons is bereid om dit uit te trek, om weg te vat, wat die oorsaak is, dat ek en jy vanaand bly struikel en bly val. Ek wonder hoeveel van ons is vanaand bereid om te sê, ek wil klaarmaak met die dinge, wat maak dat ek struikel en val. Die Bybel sê, want 7 maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. Kan ek vanaand vir jou sê, dis nie 'n doodsvonnis as jy struikel nie. Dis nie die einde van jou verhaal, of die einde van jou prentjie, as jy struikel. Baie keer doen ons die regte goed, maar ons misluk nog steeds. En ek gaan kyk na Petrus, wat Jesus
verloor het. En weet jy hoekom het Petrus Jesus verloor? For self-preservation. Hy probeer om homself te red. En die oomblik toe ek hierom begin dink ek dink dis baie keer ons grootste probleem. Ons probeer om onsself te red wanneer ons geval het. So snaaks as jy ergens loop en jy val, moet jy spring op. Jy kan gewond wees met die bloed loop, maar jy vee af. En wat is die eerste reaksie? Jy wil kyk, wie het gesien, hoe val jy? Ek is 'n baie goeie vriend. As ek sien, jy val, gaan ek my doodlag. Ek gaan heavy lag, ek is 'n goeie vriend. En ek gaan die humor in vir jou probeer uitwys van hoe jou gesig gelyk het, en hoe jy die splits gedoen het, totdat jy geval het. En weet wat? As ek daar gelag het, gaan ek jou optel. Ek dink baie maal kyk God na ons. En hy sien die humor raak. En hoekom ons geval het. Ek het 'n vriend gehad met die naam van Christo Wiegels. Ek glo nie ou bietjie se oontjie is het vanaand van sy skandus uitbring nie. Hy het so die klas in deur gaan staan, hou vas en nou al die ouens binnekant, nou soos klaar laat vir die volgende klas en goed. En op 'n stadium toe gryp hy die deur so, hy wil hom so deur ruk. Maar toe hom ruk, toe slat sy kop die kusyn. En sy voete tel so op en hy val hier voor ons neer, knock-out. Maar ek sê, jy sê dit so omsny in die kop en hy bloei. Nou is die juffrou in 'n paniek state en ons moet verhoedings by die kantoor kry. En ons is 4 of 5 ouens wat hom nou bedra. Nou tel ons op, dra ons mee, jy sit ons op neer en lag ons eers. Want ons kan nie ophou om die prentjie te sien van wat gebeur het. En ek wil dit verstaan vanaand, want daar is mense wat daarvan hou om te sien hoe jy val en besluit. Daar's mense wat genot daaruit put om te sien hoe jy struikel en val. Maar ek wil vanaand vir jou sê, elke keer wanneer iemand geval het in die Bybel, kan ek jou die waarborg gee. He accelerated to higher heights. En ek wil begin klaarmaak. Want jy sien, toe ek hierom gaan sit en dink ek, had 'n man met die naam van Paulus. Hy het Jesus ontmoet, en ek dink hy was 'n great evangelist. But his greatness took him to prison. Hy was toegesluit, nie omdat hy iets gesteel het, of omdat hy iemand doodgemaak het, of iets nie. Hy was toegesluit, omdat hy die evangelie verkondig het. Die grootste gedeelte van die Nuwe Testament is binne in die tronk geskryf. Maar as jy kyk na die styl en die manier wat hy hierdie goed skryf, kan ek nie sien dat hy in die tronk is nie. Want hy praat met ons asof hy vry is en buite kan beweeg. En dadelik kom het by my op, baie keer is ons omstandighede die goed waarin ek sit, omdat ek geval het. En dan hou ek my eie pity party, want ek het misluk. Ek is so bly God skryf nie vanaand my verhaal met 'n potlood nie. Ek is so bly God skryf nie vanaand my verhaal met 'n pen nie.
Hy skryf vanaand my verhaal met genade. Want was dit nie vir sy genade nie, sou ek dalk nie die laaste keer kon opstaan nie. Was dit nie vir sy reddende regterhand nie, sou ek dalk nie die laaste keer weer probeer het nie. Maar elke keer as jy val en iemand help jou op, dan is die aanmoediging daar. Ons is amper daar. Moenie opgee nie. Hou vas. Gaan aan. You're gonna make it. En wanneer die foute uitgevee word, wanneer ek bely en my mislukkings bely, al wat oorbly is dit wat met genade geskryf is. En ek het vanmiddag gevra die Here, Here, wat skryf U dan met genade neer? Dis skryf hy, ek het jou lief, net soos jy is. Ek sê vir Here, hoe kan jy my lief hê? Ek het al soveel maal geval. Ek het al soveel maal gesondig. En iemand word vir my gesê, as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou vir al jou sondes en al jou geregtighede te vergewe. Ek vra Here, maar wat bly oor? Hy sê, my liefde vir jou is genoeg. You need nothing more. Soos jy vanaand hier sit en sê, pastoor, ek het geval, kan ek het maar vanaand vir jou sê, jy is in vrek goeie geselskap. Want God gebruik mense wat nie volmaak is nie, met littekens, om verander te sê, pas, dat jy dit nie mysteries, sien jy dit hier gebeur het? Ek het dit probeer. So ek moet vanavond klaarmaak, en ek wil jou vraag dat jy sit, sal jy gewoon jou hoofd buig en jou oor net sluit. En as jy vanavond door jou leven moet kyk, is my vraag, sien jy 'n suksesstorie aan die pad? Of het jy ergens dalk geval? Ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie geval in my lewe. En ek dank God vir elke keer wat ek geval het. Want elke keer het hy my opgetel. As jy vanavond hier sit en sê, Here, hierdie is nie my laaste hoofstuk nie. Ek het al weer geval, of ek het al weer geval, as ek so dankbaar, hierdie is nie my laaste hoofstuk nie. Ek sal opstaan. En Here, toets in my, kyk in my, deurgrond my, toets my hart, Here. Ek wil rein en heilig voor U staan. As jy vanavond hier sit en sê, Here, ek wil opstaan, want ek het ergens geval. Steek op jou hand na God toe. Wat saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg onder die gehoor opgaan. En jou vrou as jou hand opgesteek het, sal die saam met opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Onse Vader, wat in die hemel is. Ek het besef dat om te val, of om te val, is nie altyd wat ek dink dit is nie. Ek het besef, dis my eie foute en my eie
my eie gevoelens, my eie emosies, wat baie keer maak dat ek val en dat ek opgee. Maar ek wil vanaand kom en ek wil sê, Here, verander my hart. Verander my gees, Here. En ek wil die vanaand, as ek my lewensverhaal lees, hoeveel keer ek gefaal het, en hoeveel keer ek misluk het. Ek wil liewers te lees, hoe lief U my het, en wat U in genade geskryf het. En daarom wil ek vanaand kom, en ek wil bid en vra, Here, kom vat weg my mislukkings. Kom vat weg die tye wat ek gefaal het. Kom vat weg die tye wat ek gefaal het. Sodat ek kan opstaan en kan verklaar, God is goed, want Hy het my uitgehaal uit die modderslek. Ek wil U loof, ek wil U prys, en ek wil U verheerlik, in Jesus naam. Amen en amen. Ek is plek neem, terwyl ek 'n laaste gedagte met jou deel. Ek het so, ek dink het was verlede jaar of jaar voor dit, het ek vir 'n paar skoene gekoop wat hulle sê wet shoes. Dis gemaak om op nat plekke mee te loop. Maar die ding is, sy smoeltjie is baie dun. Hy's amper soos 'n, jy weet, jy voel amper nie die skoene aan. En toe ek op die rotse kom waar ek op visvang, moet ek beval ek 'n shot baie goed. En ek trek die skoene uit. En toe ek my speelkat mooi op my kroontjie, toe gooi ek in die asbak. Ek besluit, jy sal my nooit weer laat val. En weet wat? Baie maal ons die besluit maak op die oomblik. En sê dit wat my vandag laat val het, sal nie môre die geleentheid hê om my weer te laat val nie. Maak klaar met dit wat jy laat val. In Jesus naam. Amen.